Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, so rondom sy woord. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, en dat u opgestaan het met nuwe moed en krag vir hierdie dag en hierdie nuwe week. En ek het daaraan gedink, hoe besonder is dit, dat ons hierdie nuwe dag en week kan begin, met God se waarheid, met God se woord. Die gebed van my hart is dat u ook in hierdie môre sal vra, Here, dat die saad van u woord op hierdie voorbereide en vrugbare grond sal val, sodat dit kan saad skiet en vrug kan dra, 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Ek dink vanmôre so, terwyl ek hierdie oordenking met u deel aan die pragtige beminde lied wat sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Die tweede vers sê, baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op die ewige rots, baie diep haal hy my uit. En vriende, dit maak my hart opgewonde, wanneer ek hierdie waarhede hoor en ek met u deel. Want u sien, Christus is die beminde van ons as God se kinders se siele. Hy het ons kom vrykoop uit die mag van die duisternis en oorgebring in sy wonderbare lig. Hy is die goeie herder wat sy lewe kom aflê het vir die skape. Daarom kan ons vanmôre sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk daar in Jesaja 40, daar vers 10 en 11, na die gedagte van hy dra sy lammers aan sy bors. Nou vriende, as ons deur die Bybel gaan, sien ons dikwels dat Christus as die goeie herder vir ons beskryf word. Johannes 10 is 'n praktiese en besondere hoofstuk in die Bybel, waar die goeie herder kom om sy lewe af te lê vir die skaap. Hy gee om vir sy kudde, en hy sê, niemand sal een van sy lammers uit sy hand ruk nie. En die Ou Testament gee vir ons baie dieselfde waarhede deur, en kom ons kyk vanmôre wat staan in Jesaja 40, vers 10 en 11. Die opskrif daar is die trooswoord van die God van Israel. Daar staan, kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy, soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Dit is my so besonder toe ek hierdie waarhede raak sien. In die eerste plek sê die Bybel vir ons, die Here sal kom as 'n sterke. Die Bybel sê hy is die almagtige God. Vriende, daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nie? En om deel van so 'n kudde te wees, wat onder die sorg is van die almagtige God, is vir my iets wat my vreugde en blydskap verskaf. Om te weet dat ek hoef nie te vrees nie, want as God vir my is, wie kan teen my wees? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Nou vriende, 'n kudde bestaan uit verskillende tipe skape. Daar is die wat swak is en die wat sterk is. Daar is die swaarder skape en die ligter skape. Ons sien die lammeroeie, ons sien op die einde van die dag die rammetjies, ons sien al hierdie as deel van die kudde. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons deel is van God se kudde. En in God se kudde is almal nie ewe sterk nie. Almal is nie geestelik op dieselfde bladsy nie. Almal is nie geestelik dieselfde gevorderd in hulle wandel met die Here nie. Daar is verskillende vlakke waar ons vorder met die Here, sekere dinge waarmee ons worstel, daar sekere dinge wat in ons harte behoefte na vore bring. Maar luister, die Bybel sê, hy as die Almagtige het die kudde onder sy beheer. Hy is die herder wat die kudde lei. En al voel jy vanmôre hoe swak, en al voel jy vanmôre hoe nietig, en al voel jy vanmôre, ek is nie werd om kind van God genoem te word nie, dan wil ek jou vanmôre bemoedig. Hy sê, die almagtige God sê, hy is die sterke, en as jy aan hom behoort, deur die wedergeboorte, is jy deel van sy kudde, en hy sal jou lei soos 'n herder. Hy sal jou laat wy, hy sal jou bring by hierdie groen weivelde, waar jy geestelik gevoed kan word. Hoor wat sê die Bybel verder, hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra. Nou die lammers is die swakkeres. Dis hulle wat miskien vinniger wil afdwaal, miskien vinniger wil wegbeweeg van die herder, omdat hulle nog nie sy stem ken nie. Maar die Bybel sê, dat die Here daardie lammer sal vat, en sal dra, en in sy arm neem. Onthou u daardie baie besondere gelykenis wat Jesus vertel het, daar in Lukas, die 15de hoofstuk, dit gaan oor daardie afgedwaalde skaap. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit dit met blydskap op sy skouer. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Dis hoe die Here ons ook dra, vriende, naby sy bors. Hy dra ons, dat ons kan weet, dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie.
Ons is geneig, vriende, soos 'n skaap om af te dwaal. Ons is geneig om in ons lewe nie te waak nie, en dat die vlees baie keer oorneem en ons doen sonde. Ons weet, vriende, wat in ons binneste is. Een van die groot predikers, C.A. Spurgeon, sê die grootste vyand van die mens is die mens self. Daarom het ons Christus nodig, nie net vir ons redding 5 en 10 en 20 en 50 jaar terug nie, maar ons het hom elke dag in ons lewe nodig. Die Bybel sê vir ons verder, hy sal nie net die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra nie, die lammeroë sal hy saggies lei. In ons huisgodsdienst nou die aand het ek vir my familie gevra, hoe sien ons die Here? En onmiddellik het my seun gesê, pa, ons sien hom as hierdie kwaai God, hierdie harde God, hierdie een wat gereed staan om ons te straf vir ons sonde. Hy's altyd daar om ons miskien by te kom wanneer ons verkeerd doen. En dis hoe ons baie keer God in ons gedagte na vore bring. Ons stel hierdie beeld in ons gedagte oor God. En die rede daarvoor is omdat ons sondige wesens is, hy's heilig. Ons is klei, hy spottebakker, en vriende, somtyds vrees ek die Here, en toe my seun dit sê, toe sê ek vir hom, dis presies hoe ek ook somtyds God sien. Maar die Bybel wil vir ons die ander kant gee, dat hy sy lammeroë saggies lei. Die Bybel sê die Here is hastig om ons te vergewe. Luister, hy is nie 'n harde, wrede, ongenaakbare God nie. Die vyand wil hom so vir ons voorhou. Die vyand wil hom opmaak teenoor ons en sê, kyk hierdie God, hy's hard, en as jy iets verkeerd doen, pas op vir jou, hy gaan vir jou definitief in die hel gooi. Luister, dis nie die God van die Bybel nie. Die God van die Bybel is 'n God van liefde, genade, geregtigheid en oordeel, dis verseker so. Maar as u vanmôre aan hom behoort, kan u met sekerheid weet dat u sy oordeel nie hoef te vrees nie. Hy gaan u saggies lei na waters waar rus is. Hy is die goeie herder. Hy het sy lewe afgelê. En hy sê baie duidelik, niemand sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. My Vader is groter as almal en niemand sal julle uit sy hand ruk nie. Daarom pleit ek vanmôre by jou, dat jy hierdie herder so sal sien. Dat hy die een is wat die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. En ek sluit af met Halleluja lied 367, 'n baie onbekende Halleluja lied, maar hoor die besondere woorde. Daar staan, die Here is my herder, hy behoed my, niks sal my ontbreek, sy ryke volheid voed my. So sag en soet is sy alwyse leiding, langs frisse waterstroom en groene weiding. Hy sterk my siel en plant my swakke skrede op vaste voet in sy geregtighede. Ag vriende, die tweede vers sê, ek vrees geen kwaad, al kom die skadies nader, wat in die doodsvallei om my vergader. U bly in al my teëspoede by my, die stok en staf vertroos altyd en lei my. Waar haters loer, stel u tot my beskikking, 'n tafel tot versadiging en verkoking. Hoe kosbaar, hoe wonderlik. En daarom wil ek vanmôre vir jou vra, dat jy jou sal versadig in hierdie wete, dat jy dit sal oordink, dit sal bepeins, totdat in jou siel 'n werklikheid word. Dat hierdie goeie herder, hierdie een, ons dra soos lammers aan sy bors. Hy sal ons veilig in sy heerlikheid aanbring, en hy sal ons saggies lei. Somtyds lig hy ons met die doel om ons te heilig, maar hy het ons lief, vriende, met 'n liefde wat u en ek nie vir mekaar kan beskryf nie. Hy het ons so lief dat hy sy lewe kom aflê. En dink u die herder wat sy lewe afgelê het vir sy skape, gaan een van hulle verlore laat gaan? Dan moet ons weer dink. Dit maak my siel opgewonde om dit vanmôre met u te deel. Mag ons verheug, nie in onsself nie, nie in ons vermoëns nie, nie in ons oorgawes, nie in ons toewyding nie, maar in hom, die goeie herder, wat ons dra aan sy bors, wat ons lief het met 'n ewige liefde, en gesê het, kyk, ek kom gou om julle te neem, om by my te wees, sodat julle ook kan wees waar ek is. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, Tara.